Goeiemôre en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor om goed te sterf. Om goed te sterf. En ons skrifgedeelte is Lukas 23 vers 46. Net die een vers, Lukas 23 vers 46. En terwyl ons dan die woord van God oopmaak by Lukas 23, kom ons maak eers die oë toe. Goeiemôre, Hemelse Vader. Here, dit bly maar altyd 'n wonder dat U vir ons asem gee. U asem in ons plaas, terwyl ons so dikwels met ons lewens teen U sondig. Here, dit is vir ons elke asemteug wat ons intrek, moet vir ons wys, of 'n bewys wees van U genade. Here, en vanmôre met hierdie boodskap wil ek weer eens vir U vra dat U elkeen wat luister op 'n spesiale manier sal seën, dat hierdie boodskap nie net hulle ore sal bereik nie, maar dat dit sal verstaan en dat dit hulle harte sal bereik. Here, en ek wil weer eens vra dat U my ook sal seën deur my stem te gee en my lippe aan te raak en so deur my te spreek. In Jesus naam. Amen. Ja, geliefdes, daar's nog maar 'n hoesie oor, so 'n bietjie. Geliefdes, kom ons lees dan Lukas 23 vers 46. Jesus het hard uitgeroep: Vader, in U hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. En geliefdes, ek het al so baie mense hoor sê, die dood is altyd aklig. Maar vanoggend wil ek gesels oor om goed te sterf. Julle weet, sterwenswoorde, veral wanneer dit geuiter word te midde van vervolging of groot lyding, is altyd betekenisvol. Want hulle openbaar dikwels 'n man se ware waardes. En van my gunsteling laaste woorde kom van die Engelse martelaar Hugh Latimer af. Hy was rug aan rug met Nicholas Ridley vasgebind toe die twee op die brandstapel verbrand is. En hy het uitgeroep toe die vlamme aangesteek is: Wees volmoed, broer Ridley, en wees 'n man. Ons sal vandag so 'n kers aansteek deur God se genade in Engeland, wat ek vertrou nooit uitgeblus sal word nie. En toe die vuur nou klaar aangesteek is, het Ridley uitgeroep: Here, in U hande gee ek my gees oor. Here, ontvang my gees. En hy het hierdie laaste frase dikwels herhaal totdat hy gesterf het. En Latimer het uitgeroep: Vader van die hemel, ontvang my siel. Dis 'n baie treffende verhaal wat mens kan lees in J.C. Ryle se Light from Old Times. En nou nog 'n Engelse martelaar, John Bradford, het hom na 'n jong man gewend wat saam met hom gelei het en gesê: Wees volmoed, broer, want ons sal vanaand 'n vrolike aandete met die Here hê. En sy laaste woorde terwyl die vlamme om hom gelek het was: Nou is die weg en smal is die poort wat lei tot ewige saligheid, en min is daar wat dit vind. En kort voor sy dood het Johannes Calvin 'n brief aan sy vriend William Farel gedikteer waarin hy gesê het: Ek sukkel baie om asem te haal en verwag om enige tyd my laaste asem uit te blaas. Dit is genoeg vir my om te lewe en te sterwe in Christus, wat wins is vir diegene wat aan hom behoort, het sy in die lewe of in die dood. En Calvin se vriend en opvolger Theodore Beza, wat by hom was met sy dood, het geskryf: Ons kon waarlik sê dat God in hierdie een man behaag het om aan ons in ons tyd die manier te demonstreer om goed te lewe en goed te sterwe. Dis in Theodore Beza se boek The Life of John Calvin opgeneem. En geliefdes, as Christene begeer ons almal in Paulus se woorde dat, wat hy sê in Filippense 1 vers 20, dat ek wil ook nou soos nog altyd met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. So ons wil nie net tot sy eer lewe nie, maar ook tot sy eer sterf. Met ander woorde, ons wil goed sterf. En ons grootste voorbeeld van hoe om goed te sterwe
is die Here Jesus Christus self. Want van die kruis af, terwyl hy sy lewe uit hom uitgebloei het, het Jesus 7 opgetekende kruiswoorde uitgespreek. Die eerste was die uitroep van vergifnis in Lukas 23:34, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dit wys ons sy weer vergewende gees, en dit leer ons hoe ons diegene moet vergewe wat ons te nagekom het. En sy tweede uitspraak was die woord van verlossing in Lukas 23:43, waar hy sê, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dit wys ons sy groot barmhartigheid teenoor sondaars, en dat die verlossing wat hy beide in staat en gewillig is om aan elke berouvolle sondaar te skenk, deur genade alleen is, afgesien van menslike werke. En Jesus se derde uitroep was die woord van liefde teenoor sy moeder, toe hy gesê het, vrou, daar is jou seun, en toe aan die apostel Johannes, daar is jou moeder, in Johannes 19 vers 6 en 27, wat vir ons die belangrikheid wys van liefde en versorging vir ons ouers. Sy vierde uitroep, my God, waarom het hy my verlaat? Wat ons in Matteus 27 vers 46 en Markus 15 vers 34 sien, wys vir ons sy lyding in die dra van ons sondes. Ons leer van sy groot liefde en die bereidwilligheid om deur God namens ons vervloek te word. Dan die 5de uitroep, ek is dors, kry ons in Johannes 19 vers 28, en dit wys vir ons sy fisiese lyding, dat hy ook in ons plek gesterf het en ten volle menslik was. En Johannes teken aan dat Jesus dit geyster het, sodat die skrif vervul kan word. En dit leer ons dat, of ons nou in die greep van lyding of dood is, ons lewens in ooreenstemming met God se woord moet wees. En Jesus se 6de uitroep, dit is volbring. In Johannes 19 vers 30 verkondig die groot feit, dat Jesus die werk volbring het, waarvoor die Vader hom na hierdie wêreld gestuur het. Sy dood het ons verlossing verseker, sodat ons niks daarby kan voeg nie. So eerder as om op ons eie goeie werke te vertrou, moet ons op Christus alleen en hom as gekruisigde vertrou. En dan Jesus se laaste uitroep is die een waarby ons vanoggend stil staan. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Met hierdie woorde het Jesus sy laaste asem uitgeblaas. En jy weet, met baie sterwende mense moet jy oorbuk en jy moet naby hulle wees, sodat jy kan hoor, want hulle kry skaars 'n fluistering uit. Maar Jesus het sy laaste woorde met 'n harde stem uitgeroep. Sy vyande het hom daarvan beskuldig dat hy God sy Vader noem en homself sodoende met God gelykgestel het, soos ons in Johannes 5 vers 18 sien. En hulle het hom aan die kruis bespot en gesê dat God nie meer in hom verheug is nie, anders sou hy hom red. Maar Jesus wys hier dat God selfs in hierdie oomblik steeds sy Vader was en dat hy die Vader vertrou het om sy gees te ontvang. Ons sien Jesus sterf soos hy geleef het, in totale afhanklikheid van die Vader, onderdanig aan sy wil. Met hierdie laaste woorde wys Jesus vir ons hoe om goed te sterf. Want om goed te sterf moet jy leef en sterf deur op God te vertrou. En die woorde wat hy daar geuiter het is aanhaling in Psalm 31 vers 5, waar Dawid sy vertroue in God uitdruk. Maar Jesus maak 2 veranderinge, hy voeg die woord Vader by, en hy laat die frase weg, wat sê, u het my losgekoop, o Here, God van waarheid. Sien, Jesus het God intiem as Vader geken op 'n manier wat selfs Dawid nie kon nie. En anders as Dawid hoef Jesus nie losgekoop of verlos te word nie, hy was die loskoper, hy was die verlosser, aangesien hy geen sonde gehad het nie. Maar alhoewel Jesus hierdie Psalm uniek as die seun van God gebid het, kan ons uit sy voorbeeld leer hoe om elke dag op God te vertrou, sodat ons voorbereid is wanneer die tyd aanbreek om goed te sterf. En ek wil vanoggend op 4 lesse fokus. Die eerste, om op God te vertrou beteken om hom as ons Vader te ken, selfs in ernstige beproewing. In die eerste opgetekende woorde van Jesus het hy God sy Vader genoem. Onthou julle in Lukas 2 vers 49, het u nie geweet dat ek in die huis van my Vader moet wees nie. En 3 van Jesus se laaste 7 uitroepe van die kruis af was gebede. In die eerste en die laaste het Jesus uitgeroep,
en God as Vader aangespreek. Maar slegs in die tweede, terwyl hy ons sonde gedra het, het hy uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? Gedurende daardie verskriklike tyd het die grootste misterie in die hele geskiedenis plaasgevind, toe God die Vader, God die Seun die rug gedraai het, terwyl hy die Seun ons sondes gedra het. En God het hom wat geen sonde geken het nie tot sonde gemaak vir ons, soos 2 Korintiërs 5 vers 21 vir ons sê. En die feit dat Jesus net voor hy gesterf het, weer teruggekeer het na die meer intieme aanspreekvorm Vader, toon dat die ergste lyding van die kruis, die dra van ons sonde, toe verby was. Want Jesus het die beker van God se toorn teen sonde volledig geledig. God is tevrede en nou is gemeenskap vir ewig herstel om nooit weer verbreek te word nie. En die enigste lyding wat nog verduur moes word was om deur die fisiese dood te gaan, om God se vloek oor die gevalle mensdom so te dra. En terwyl Jesus hierdie laaste beproewing in die gesig gestaar het en die verskriklike marteling van die kruis verduur het, roep hy uit, Vader. En hy vertrou homself weer toe aan die Vader se bewaring. En deur dit te doen, gee Jesus ons 'n voorbeeld van hoe ons op God as ons liefdevolle Vader moet vertrou, selfs wanneer ons die moeilikste en die verskriklikste beproewinge denkbaar in die gesig staar. En J.I. Packer skryf in sy klassieke werk Knowing God, skryf hy op bladsy 182, as jy wil oordeel oor hoe goed 'n persoon die Christendom verstaan, vind uit hoeveel hy van die gedagte maak om God se kind te wees en God as sy Vader te hê. As dit nie die gedagte is wat sy aanbidding en gebede en sy hele lewensuitkyk aanspoor en beheer nie, beteken dit dat hy die Christendom glad nie baie goed verstaan nie. Want alles wat Christus geleer het, alles wat die Nuwe Testament nuut en beter as die Ou Testament maak, alles wat kenmerkend Christelik is in teenstelling met bloot Joods, word opgesom in die kennis van die Vaderskap van God. Vader is die Christelike naam vir God. En Packer wys dan verder dat God ons nie laat raai wat die term Vader beteken deur analogieë uit menslike vaderskap te trek nie. Inteendeel, in sy woord het hy die betekenis van die woord geopenbaar deur Jesus se verhouding met sy hemelse Vader. En dan trek Packer 4 implikasies hiervan uit. Hy sê eerstens het dit gesag geïmpliseer. Die Vader beveel en die Seun gehoorsaam. Jesus het gekom om die wil van die Vader te doen. En tweedens het dit liefde geïmpliseer. Die Vader het die Seun lief en die Seun bly in die Vader se liefde. En derdens het dit gemeenskap geïmpliseer. Jesus was nie alleen nie, want die Vader was met hom. En verder, vierdens, het dit eer geïmpliseer. Die Vader wou die Seun eer, en dit alles geld vir ons as God se aangenome kinders. Ons moet God gehoorsaam as sy kinders, en God het ons lief as sy kinders. Ons wandel in gemeenskap met hom. En Jesus se gebed in Johannes 12 vers 32 en weer in Johannes 17 vers 24 is dat ons eendag die heerlikheid mag deel wat Jesus geniet. En Packer voel verder aan dat hierdie vader-kind verhouding die hoogste voorreg is wat die evangelie bied, selfs hoër as regverdiging vanweë die ryker verhouding met God wat dit behels. En ons kyk nie hier na die universele vaderskap van God nie. En daar is 'n beperkte sin waarin waar hy die Vader van almal is op grond van sy skepperwees, soos Handelinge 17 vers 28 sê. Maar as ons kyk na Galasiërs 3 vers 26, dan kyk ons, soos ons vanoggend hier wil kyk, na die feit dat ons deur hierdie geloof in Christus Jesus nou almal kinders van God is. Ons is aangeneem in God se familie. En ons deel al die seëninge wat God vir sy kinders voorberei het. Inderdaad, soos Packer beweer, moet die hele Christelike lewe verstaan word in terme daarvan, bedoelende aanneming as kinders. En geliefde, vra jouself af, ken ek God op daardie manier, intiem, as my Vader, selfs wanneer hy my in 'n ernstige beproewing plaas? Charles Spurgeon het daarop gewys dat ons slegs vertrou wat ons weet, soos hy sê, in sy Christ Words from the Cross.
En hy het verder geskryf, in hierdie feit lê ons grootste troos, in ons uur van benoudheid, in ons tyd van oorlogvoering, laat ons sê, Vader, om jou te help in pynlike lyding en dood, roep uit, Vader. Jou grootste krag lê daarin, dat jy waarlik 'n kind van God is. As jy elke dag daardie intieme verhouding met God as jou Vader kweek, dan kan jy, wanneer jy uiteindelik 'n krisis van die dood kom, na hom uitroep, soos Jesus gedoen het. En die tweede gedagte wat ek wil uitlig, om op God te vertrou, beteken om alles in gebed na die Vader te neem. Soos ons deurgaans in Lukas gesien het, was Jesus 'n man van gebed. En as daar ooit 'n man was wat ons kan glo wat nie hoef te bid nie, dan sou jy dink dat Jesus daardie man sou wees. En tog, as 'n man wat vir ons gewys het wat dit beteken om in volkomme afhanklikheid van God te wandel, was hy ons voorbeeld in gebed. Julle sien, gebed is die taal van afhanklikheid. Dit is veilig om te sê dat as ons nie gebid het nie, ons God nie vertrou soos ons behoort nie. In gebed onderwerp ons wil aan God. Ons maak ons behoeftes bekend en ons werp onsself op sy vaderlike goedhartigheid. En jy mag dalk sê, maar almal gaan bid wanneer die dood hulle in die gesig staar. Maar dis nie so nie. Die onberouvolle dief aan die kruis het ons gesien, het nie gebid terwyl sy lewe weggeëb het nie. En hy het eerder teen Jesus uitgevaar. En hy het almal rondom hom vir sy probleme geblameer. Hy was vol woede en frustrasie, maar hy het nie gebid nie. En sommige mense bid dalk nie omdat hulle te bang is om tot God op hulle sterfbed te bid. Alhoewel dit nie is of dit baie skaars is in hierdie tyd van oneerbiedigheid en ligsinnige trots wat ons in leef. En ander mag dalk onbewus wees van die dreigende gevaar van oordeel wat hulle binnekort in die gesig sal staar en hulle sterf met uiterlike vrede, maar nie in afhanklike gebed nie, omdat hulle nie hulle gevaar aanvoel nie. Maar Christene moet sterf met hulle gedagtes en woorde gerig op God. En as gebed ons onmiddellike reaksie op elke behoefte of krisis dwars deur die lewe was, dan sal ons bid wanneer die finale krisis aanbreek. So ek wil jou vra, kweek jy die gewoonte om gebed jou eerste uitweg te maak? Kweek jy dit aan? En nie net as jou laaste uitweg te gebruik nie. Hans Hefner het 'n storie vertel van 'n bejaarde dame wat baie ontsteld was deur haar vele beproewinge, beide werklike beproewinge en denkbeeldige beproewinge. En uiteindelik het iemand in haar familie takvol vra gesê, ouma, ons het alles in ons vermoë gedoen vir jou. Jy sal net God vir die res moet vertrou. En hulle sê, uitdrukking van absolute wanhoop het oor haar gesig versprei, toe sy antwoord, ag nee, het dit so ver gekom. En Hefner het opgemerk, dit kom altyd so ver. So ons kan net sowel daarmee begin. God se woord sê vir ons om elke bekommernis eens en vir altyd na die Here te bring. Aangesien hy aanbied om ons probleme te hanteer, hoekom hom nie toelaat nie? En die derde punt wat ek wil uitlig, om op God te vertrou beteken om op die beloftes van sy woord te steun. Want Jesus se woord was 'n aanhaling van Psalm 31 vers 5, waar Dawid sy vertroue in God as sy toevlug en verlosser in 'n tyd van groot gevaar uitdruk. Van sy stryd met Satan in die woestyn aan die begin van sy bediening tot sy laaste asemteug aan die kruis, het Jesus in afhanklikheid van en in gehoorsaamheid aan die skrif geleef. Onthou 3 keer met Satan het Jesus geantwoord, daar is geskrywe, en dan het hy die skrif aangehaal. En ek kan dit gaan oplees in Lukas 4 vers 4 en vers 8 en vers 12. En aan die kruis was sy tweede gebed 'n aanhaling van Psalm 22 vers 1. En hy het nie gesê, ek weet dat daar ergens 'n vers is wat verband hou met my huidige situasie, maar ek kan nie net onthou wat dit sê nie. En hy het nie toe gesê, iemand bring vir my konkordansie en ek sal daardie vers vind nie. Hy sy gedagtes so deeglik met die skrif versadig, dat dit uit hom uitgesypel het. Dit het elke gedagte van hom beheer. Die feit dat Jesus die skrif terug na God gebid het,
is 'n baie goeie voorbeeld, 'n baie goeie model vir ons. Want ons kan nie beter bid as wanneer ons die woorde van die skrif bid nie. Wanneer ons die psalms lees, moet ons die psalms se lofprysing ons in laat wees. Sy hulpgeroep in sy krisis moet ons hulpgeroep wees. Wanneer hy bid in Efesiërs 1 vers 17 tot 19, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy gees aan julle wysheid gee, en ons so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken, en dat hy sê, dat julle mag ken wat hoop sy roeping inhou, en wat rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat vir die gelowige bestem het, en hoe gewelddadig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo, sê Paulus vir ons, maak hierdie gebed, ook vir jou gebed vir jouself en vir ander. Gebed is die manier waarop ons God se beloftes in skoen leer afdruk, sodat ons daarop kan steun en dit kan gehoorsaam. Maar jy kan nie op God se beloftes steun en dit gehoorsaam as jy dit nie eens ken nie. Met ander woorde, jy moet dus begin hier jou gedagtes met die skrif te versadig, dit oor en oor te lees, sodat dit jou eie denkproses begin vorm. Skryf sekere verse neer en memoriseer dit, wat verband hou met probleme waarmee jy te kamp het. Worstel jy met versoeking, gaan memoriseer 1 Korintiërs 10 vers 12 en 13, wat sê, daarom wie meen dat hy staan, moet oppas, dat hy nie val nie. Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou, hy sal nie toelaat, dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Worstel jy met woede? Jakobus 1 vers 19 tot 20 sê, my liewe broers, dit moet julle in gedagte hou, elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie, en nie te gou kwaad word nie. 'n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. En as jou probleem 'n skerp tong, is jy geneig om vinnig vuil taal te gebruik. Efesiërs 4 vers 29 sê, vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie, praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. Die storie word vertel van Crowfoot, die hoof van die Blackfoot Indiane Konfederasie in Suidelike Alberta, dat toe hy toestemming aan die Kanadese Stille Oseaan spoorwegmaatskappy verleen het om Blackfoot land oor te steek met hulle spoorlyne, het die spoorweg vir hom 'n lewenslange kaartjie gegee om die trein te ry. En Crowfoot het hierdie kaartjie in 'n leer sakkie gesit en het vir die res van sy lewe om sy nek gedra. Maar hy het dit nooit gebruik om in die trein te ry nie. En baie Christene is so met God se beloftes. Hulle sit dit op plakate teen die muur. Hulle sing liedjies daaroor op Sondag, maar hulle gebruik dit nooit eintlik nie. En 'n belangrike rede waarom hulle dit nie gebruik nie, is dat hulle dit nie eers ken nie. En jy weet, ek het dit nog nooit gekry dat God wonderbaarlike vers in my gedagtes geplaas het, wat ek nie gelees het, of dalk daaraan gewerk het om te memoriseer nie. Maar hy bring dikwels reg op die oomblik van versoeking of krisis, 'n vers in my gedagtes, wat ek dalk gewerk het om te memoriseer, of wat ek gelees het. Jesus kon bid en op God se belofte steun op die oomblik van die dood, want hy het sy gedagtes met God se woord versadig. So laat ons dieselfde doen. En dan die laaste punt, wat ek wil uitlig, om op God te vertrou beteken om jou ewigheid aan hom toe te vertrou. Ons sien hier vanoggend, Jesus gee sy gees aan die Vader oor, wat beteken die deel van hom wat bestaan na die fisiese dood. En die Bybel leer ons dat mense bestaan uit die materiële liggaam en dan uit die onmateriële siel en gees. En soms lyk dit asof die Nuwe Testament die terme siel en gees iets wat sinoniem gebruik, soos byvoorbeeld in Lukas 1 vers 6 en 47, maar ander kere lyk dit asof daar 'n onderskeid is tussen die twee, soos in 1 Tessalonisense 5 vers 23 en Hebreërs 4 vers 12 byvoorbeeld. En wanneer onderskeid gemaak word, dan verwys siel na die innerlike lewe van die persoon, terwyl gees verwys na die innerlike lewe wat die sensitiefste vir God is, wanneer ons met God verband hou.
Dit word so beskryf in die New International Dictionary of New Testament Theology, lang naam. Maar by die dood word die gees wat ewig is geskei van die fisiese liggaam wat ophou om te lewe. Byvoorbeeld in Lukas 8:45, toe Jesus Jairus se dogter opgewek het, sê dit, haar gees het teruggekeer. En wanneer Christus terugkeer, sal gelowiges nuwe geestelike liggame ontvang, soortgelyk aan Jesus se opstandingsliggaam, wat nie onderhewig aan siekte en dood is nie. En deur sy gees aan die Vader toe te vertrou, het Jesus sy lewe na die fisiese dood aan God toe vertrou. Hy het God vertrou om hom uit die dood op te wek en om 'n nuwe opstandingsliggaam te gee. En Stefanus het dieselfde teenoor Jesus gedoen, toe op die punt van die dood gebid het in Handelinge 7:59 en gesê, Here Jesus, ontvang my gees. En Paulus het 'n verwante Griekse woord gebruik vir toevertrou, toe hy gesê het, want ek weet op wie ek vertrou en ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toevertrou het tot op die dag dat hy weer kom in stand te hou. In sy brief aan Timoteus, sy tweede brief, hoofstuk 1:12. En Paulus het sy ewige bestemming aan Christus toevertrou en hy het geweet dat dit veilig was, omdat dit in Christus se magtige hande was. Om 'n Christen te word beteken dat jy, eerder as om op jouself of jou goeie werke te vertrou vir die ewige lewe by God, vertrou op wat Jesus gedoen het deur aan die kruis te sterf, as die regverdige straf vir jou sondes. En as God ons ewigheid vashou, is dit veilig. Nie as gevolg van enigiets in ons nie, maar omdat dit in God se hande is. En hy beloof om dit te bewaak, soos in Johannes 10:28-30 sien. En Johannes Calvin in sy kommentaar skryf, elkeen wat wanneer hy sterf in navolging van, en hy praat oor Stefanus, met ander woorde in navolging van Stefanus se voorbeeld in Christus sal glo, sal nie sy siel liek raak in die lig inblaas nie, maar sal hom tot 'n getroue bewaarder wend, wat alles wat deur die Vader aan hom oorgegee is, veilig bewaar. En ek wil afsluit. Ek het gelees van 'n jong vrou wat op die punt gestaan het om vir keelkanker geopereer te word, en haar kans op oorlewing was nie groot nie, en ten beste het die dokters gereken, sy sou waarskynlik die vermoë om te praat vir die res van haar lewe verloor. En toe sê die chirurg vir haar, ons is op die punt om te begin, so as jy enigiets het wat jy wil sê, en na 'n oomblik van nadenke het sy uiteindelik met 'n kalm, helder stem gesê, geseënd is die naam van Jesus. Ek weet nie wat die uitkoms van haar operasie was nie, maar as dit die laaste woorde was wat sy ooit in die wêreld uitgespreek het, was sy die beste. Charles Spurgeon het een keer vir sy studente gesê dat sy broer wat saam met hom by die kerk gewerk het, vir hom gesê het wat Charles Wesley vir sy broer John gesê het, broer, ons mense sterf goed. En Spurgeon het geantwoord, sekerlik sterf hulle goed. Hy het verder gesê dat hy nog nooit by die sterfbed van enige van sy mense was, sonder om versterk in geloof te voel. Hy het so pas 'n vrou met kanker onder haar oog gesien, en hy sê, het sy 'n moeilike lot betreur? Glad nie. Sy was gelukkig, kalm, vreugdevol, in helder verwagting om die gesig van die koning in sy skoonheid te sien. Hy sê met 'n ander een gepraat, 'n sterwende vakman, wat geen vrees vir die dood gehad het nie. Hy het gesê dat hy weet wie hy geglo het. En Spurgeon sê toe, ek het 'n hemelse tyd saam met hom gehad. Ek kan nie 'n laer woord gebruik nie. Hy het 'n heilige vrolikheid vertoon in die verwagting van 'n spoedige verhuising na die beter wêreld. Om goed te sterf, moet jy leef en sterf met vertroue op God deur Jesus Christus. Almal wat sterf sal in God se hande val. Sommige sal dit 'n verskrikkende, skrikwekkende ervaring vind, omdat hulle op hulle self vertrou het. Maar diegene wat hom as Vader en Jesus as Verlosser ken, sal vertroosting en 'n welkome rus vind. Geliefde, draai jou gees nou en elke dag aan die Vader oor. En wanneer die tyd aanbreek, sal jy goed sterf. Amen. Kom ons maak die oë toe. Here, baie dankie vir die wonderlike voorbeeld. Dankie Here dat ons kan weet dat ons goed kan sterf. As ons ons vertroue
op die werk van die Seun en die liefde van U as Vader plaas, dan kan ons ons gees met vertroue in U hande oorgee. Dankie Here, in Jesus naam. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle saam geluister het na die boodskap. Mag hierdie vir julle voedsel vir julle siele wees, dat julle kan weet wat dit is om goed te sterf. Dat as jy lewe in 'n verhouding met God die Vader as sy kind, dan kan jy met vertroue op daardie laaste oomblik jou gees in sy hande oorgee. Mag julle 'n wonderlike Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week beleef. En as dit die Here se wil is, dan kom ons volgende Sondag weer eens rondom sy woord by mekaar. Maar tot dan mag die genade van God met julle wees. Mag God self met julle wees en mag God julle seën. Shalom.